Handelinge 2 vers 1 tot 4 vertel dat die Heilige Gees op Pinksterfees uitgestort is. Deur die kragtige werk van die Heilige Gees kom daar 3000 mense tot bekering. Die eerste gemeente se lewe onder leiding van die Heilige Gees getuig kragtig van Christus. En dan kom daar teenstand van die Joodse Raad. Petrus en Johannes word deur die Joodse Raad gevange geneem en daarna gedreig en opdrag gegee om nie verder iets oor die Here Jesus te sê nie. As hulle losgelaat word, gaan hulle na die ander gelowiges en vertel hulle wat gebeur het. En dan in Handelinge 4 vers 29 tot 30 hoor ons dat hulle bid vir hulle eie vrymoedigheid om die goeie nuus van die evangelie te bly verkondig. Hulle bid dat die Here kragtig met tekens en wonders sal werk en genesing bring. Hulle antwoord vir die situasie in hulle omgewing was dus om te bid en om aan te hou om die goeie nuus met ander te deel. Ons almal weet hoe sleg dit in ons land gaan. Dis asof alles net op een of ander manier ten gronde gaan. Maar ons mis die punt as ons dink dat politieke partye die oplossing gaan bring. Ons sal ernstig moet bid dat die Here deur sy Gees ons land sal omdraai en daar nuwe lewe sal kom. As God met die skepping uit die chaos lewe kon skep, dan kan hy dit ook in ons land doen. Hy kan ook nuwe lewe bring uit al die chaos in ons land. Die vraag is, kan die Here vir my en jou gebruik om te bid vir die kragtige werk van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees uit die chaos en dood in ons land nuwe lewe sal bring? Is jy beskikbaar om tussen dit wat verkeerd is en God te staan en te bid vir die kragtige werk van God in ons land?